Hallo en welkom by vandag se Blitsfokus episode. Wat 'n opwindende naweek was dit nie vir Windhoek Affies nie. En Milan Esterhuizen kom gesels vandag op die bank saam met ons om alles te vertel oor die NSSR finale wat die naweek plaasgevind het. Ek en Irene Marie gesels ook vandag oor wat bietjie aangaan in die wêreld van die jeug. En heel laaste kyk ons na die hoogtepunte van die finale van die NSSR, of althans die Momentum NSSR Superliga. So geniet dit saam met ons. Welkom by vandag se Wat is Nuus Blitsfokus kykers en vandag saam met my op die bank is Irene Marie van der Walt. Yay! Ek sê altyd as dit soos hier by 2-3 keer kom dat iemand saam met die nuus doen, dan sit die mense soos, "O, welkom," en dan is dit soos, "Hallo, jy's terug." Soos, "Hallo, dankie." Dis nie soos jy weet alweer jy. Dis weet. O, jene. Hoe gaan dit? Ons gaan aan, die troues is verby, trouseisoen is verby. Mense, asseblief moenie nog trou. Dit was Jy voel oor die trouseisoen wat verby is, soos wat ek voel oor die NSSR wat verby is. Ja. Dit was nou baie lank die jaar en maar dis nou klaar. Het jy ook toastiemakers in Balkan? Nee, gelukkig nie. Ek was nie vereis om 'n geskenk vir enigiemand te gee nie. Nee, die mense by Klik was baie verward toe ek met soos 4 toastiemakers hierso toastiemakers en 'n slab chocolate vir my. Perfek. Ek hoop jy het 'n slab chocolate vir elke toastiemaker. Nee, slab chocolate was vir my. Ek het energie nodig as jy 'n semi-professionele trougas gaan wees. Ag, lekker man. Maar gepraat van die NSSR, die finale was die naweek. Dit was 'n groot baai. Ek dink van 'n deel van die organiseringsspan was dit 'n groot sukses. Dit het baie goed afgeloop. En Windhoek Affies het gewen. Dit was my eerste soos NSSR Superliga finale wat ek bygewoon het. En ek moet sê ek het nie geweet Namibia rugby raak so groot deel hoe nader dit aan die einde kom nie. Dit was massief. Ja, ek moet vir jou sê dalk blaas ek nou ons eie beeltjie hierso, maar daar was 'n doelbewuste poging van nou al 'n paar jaar gelede in NMH om skolesport en veral skole rugby, jy weet, al van die kollig te plaas. Ek onthou een van my eerste naweke wat ek gewerk het, was nog vroeg. Ons net begin rugby doen het. En ek wat so bang was vir hoogtes is toe 50 meter in die lug op 'n huiskraan met 'n kamera. Goodness. Maar ja, ons het oorleef. En maar dis 'n doelbewuste poging en ek dink dit was uit en uit wat NMH vir hulle self voorgestel het dit gaan wees, jy weet. Ja. Ek dink al ons werk van al hierdie jare, meer as 7 jaar nou, ek werk 7 jaar by die maatskappy, dit het so 'n bietjie voor my het hierdie poging begin. Ek dink daai 7 jaar se werk is vir oomblikke soos hierdie, vir daai NSSR, die finale waar almal, jy weet, invested is, almal het hulle gees gebring. Ek dink dit is waaroor dit gegaan het. So definitief, ek dink buite nou vir julle harde werk hierdie jaar wat ek so half hier van die kantlyn afgestaan en kyk het en julle nie vernei het daarvoor nie. Buite in hierdie jaar se harde werk dink ek dit bou op so baie meer harde werk wat vir jare vooruit gegaan het. So ja, dis vir my half 'n oomblik van trots om te kan, want in my tyd by MyZone het ek ook maar agter 'n kamera op dakke gestaan met kameras, bang vir hoogtes met kameras. Ek was daarom nog nie op so 'n posisie geplaas nie. Ek hoop nooit ek doen word gesit daar nie. Maar ja, ek moet sê dit is en in die maatskappy kan mense ook sien die trots daarop, want dit is elke aspek van die maatskappy wat saamwerk. Dit is nie net MyZone nie, dit is klomp verskillende mense wat saamwerk om dan nou hierdie groot geleentheid aan te bied. En dan elke jaar raak dit net beter. As ek nou hoor van die laaste 2 jaar die stories wat die mense vertel en wat hulle gedoen het en so, raak dit regtig net elke jaar beter en op alle aspekte. Die uitsending was fantasties. Ek het die link vir almal gestuur in Suid-Afrika. Ek sê kyk wat doen ons. En Supersport, eat your heart out. En sosiale media, ons het regtig, as ek met in Engels we ate. Maar ons het Facebook geblok. Ek wou nie eens by ons laat crochet of so nie. So ons was bedrywig. So as enigiemand in 'n moment nie die naweek
die finale gesien het nie, dan sal hulle glad nie op social media nie. Want dis al hoe jy dit so gemis het. Ja, nee, maar dis altyd lekker wanneer so iets by mekaar kom en ek dink rugby is iets wat in 'n manier dink ek ons bou ons eie kultuur rondom rugby nou. Dit verskil vir my effens van die Suid-Afrikaanse rugby kultuur. Ja, so dis vir my lekker om te kan sien hoe dit ontwikkel en jy weet om te kan weet eendag as ek 70, 80 is, mag die Here my bewaar tot dan, dat ek ook my klein deeltjie gedoen het vir iets soos vir die ontwikkeling daarvan. Ja, definitief. En dan nog 'n baie interessante ding wat ons gou so vinnig oor gesels het, is die nuwe visa-sisteem wat inkom vir die SADC-lande. Ja, vertel ons 'n bietjie meer want jy het nou 'n bietjie meer inligting daaroor. Ja, so dis alles nog baie tentatief in hierdie stadium. Ons praat nou al vir 10, 15 jaar oor wat hulle noem 'n Univisa. Dit is die Suider-Afrika Ontwikkelingsgemeenskap, SADC, algemeen bekend as SADC. Wat nou al vir 'n geruime tyd praat oor hierdie verenigde visum. So dit is nou basies soos wat as jy Europa toe gaan, kan jy 'n Schengen visum kry. So dit is dan nou jy kan in Europa rondreis soos wat jy wil. Die enigste half voorwaarde is dat jy deur die land wat jou visum uitgereik het moet ingaan, jy weet. So ek het nie heeltemal of daai selfe vereiste gaan staan vir die Univisa nie, maar dit is 'n visum dat jy reg oor SADC kan reis met hierdie een visum. So dit gaan nie so seer betrekking hê op my en jou nie. Want jy weet visum vereistes reg oor SADC. As jy 'n SADC paspoort het, kan jy na SADC lande toe gaan. Daar's nie visum vereistes nie. Maar dit gaan 'n baie groot impak hê op toerisme. En ek dink een ding wat mense baie onderskat oor toerisme, en ek sê dit so baie omdat mense dit onderskat, is half hoe holisties die ontwikkeling is in die toerismebedryf. In die sin van jy het jou groot lodges, jou Gondwanas, jou NWR's, jou wat ook al, wat voordeel trek daar uit en wat geld kan maak daar uit in hierdie verskriklike fancy Kamunder Lodges en die Desert Whisper Collection. Verskriklik fancy, verskriklik duur. Okay, cool, hulle maak baie geld. Maar dit is nie net hulle nie. Daar is, jy weet, die mense wat kralletjies werk en sleutelhouers verkoop langs die straat, jy weet. Hulle trek voordeel uit toeriste, want dis nie ek en jy wat dit koop nie. Soms, maar nie baie gereeld nie. Dis hoofsaaklik toeriste wat dit as curios, as mementos wil huis te vat. Ons koop dit ook om vir ander mense te gee wat nie in Namibië is nie. Presies. So, hulle, jy weet, vind baat daar uit. Jy weet, die mense met die curios winkeltjies, die mense wat boeke maak oor Namibië. Jy weet, meeste van dit is vir 'n toeristemark, jy weet. So, dis 'n baie holistiese model van ekonomiese voordeel trek. So ja, daar's opgewondenheid daaroor, maar terselfdertyd het Gita Petzold van die Gasvryheidsvereniging ook vir my gesê dit voel so 'n bietjie teenstrydig met ons huidige visumregulasies in die sin dat ons het daar was 'n groot behaai oor ons visa reciprocity, wederkerigheid met betrekking tot visums. So as jou land nie vir Namibië se Namibië se visum vereis, dan word jou mense ook vereis om 'n visum te hê sou hulle in Namibië inkom. En die toerismebedryf was verskriklik, jy weet, op hulle senuwees daaroor gewees. En toe het Gita Petzold nou vir my gesê, maar weet jy, dis eintlik twee verskillende sisteme, want nou sê ons, okay, want die president het al steun uitgespreek vir hierdie Univisa en alles. So ons sit nou met twee sisteme wat eintlik teenstrydig is met mekaar, in die sin dat jy kan nie in Namibië inkom as jy van ons 'n visum vereis nie, maar as jy 'n Univisa dan sit reg. En jou landplek is Suid-Afrika, dan kan jy maar inkom. Dis fyn, dan kan jy inkom, dan kan jy. Sy sê ook dis eintlik baie goed vir die toerismebedryf. Hulle was, ek wil nie sê heeltemal gekant teen nie, maar hulle het so 'n bietjie bohaai opgeskop en hakke ingeskop oor die wederkerigheidsbeginsel. Want hulle het gesê dis moeilik dan nou vir iemand om 'n visum te kry, want ons toeriste is gewoond daaraan dat hulle gaan gou Kapirivi strip toe en dan gaan hulle Botswana toe vir die dag en dan kom hulle weer terug en slaap hulle weer hier in Namibië en dan gaan hulle verder en wat ook al.
En baie van ons toere is ook so opgestel. So nou verwag jy van al daai om te verander. Soos hy sê met die SADC visa help dit eintlik baie, want nou kan hulle weer daardie toere en Namibiese toeroperateurs kan nou weer meer waarde bied as net o, hierdie's in Namibië. Hulle kan nou weer daai mense oor die grens vat en terugbring en dan okay, dan gaan ons gou Zambië toe en dan kom ons jy weet. So hulle is baie opgewonde oor die Univisa, maar dit is nou eintlik net SADC wat dit aangeneem het. Dan moet die verskillende lande se wetsraamwerk hulle moet nou dan nog besluit aangepas okay, word ons vat dit sodat die Univisa toegelaat word. So dit gaan nog 'n rukkie vat voor dit maar dit is daarom daar. Dit is in die pipeline. Ja, en die president lyk asof sy opgewonde is daarvoor en ons weet mos nou sy's nie iemand wat gras onder haar voete laat groei nie. Sy besluit, jy weet tersiêre onderrig is nou gratis of dit gaan nou gebeur en dan gebeur dit. Nee, maar dis goed. Ja. Ek dink regtig dit Namibië gaan 'n groot voordeel, eintlik almal in SADC gaan 'n groot voordeel daai trek want ek dink dit gee dan soos wat jy sê soos 'n holistiek experience of ondervinding vir die toeriste. Ja. Ek is opgewonde daarvoor. Dit is exciting. Dit is nogals. Dankie Rede dat jy vandag saam met ons gesels het. Dankie Rizan. Blitsvikerskykers bly ingeskakel want net hierna gesels ek met Milan Esterhuizen, die kaptein van nou die Kampioene, Windhoek Afrikaanse privaat skoolspan. Baie welkom Blitsvikerskykers by vandag se onderhoud. Ek is bevoorreg om vir Milan Esterhuizen weer op die bank saam met my te hê, maar hierdie keer as die Momentum NSSR Superliga span se kaptein, die wenspan se kaptein. Baie welkom Milan. Môre Tannie, baie dankie. Is weer lekker om weer terug te wees. Ja. So vertel eers, julle het nou 'n bedrywige naweek agter die rug. Julle het die finale gehad en julle het dit 'n fantastiese wen gehad met 50 teenoor 24 wat ek dink ek wil amper sê belaglik, maar dis nie die regte woord nie. Ek kan net sê fantasties. Ja. So vertel 'n bietjie vir my gedurende die wedstryd. Wat was daai oomblik wat jy besef het, okay, ons is op pad om hierdie te wen. Ons gaan dit actually doen. Daar was so iewers het hulle besering gehad, nogal 'n ernstige besering. Toe het ons span half bietjie bymekaar weer gekom en toe sit ons so in 'n ry. Maar die tyd was bietjie te mekaar gewees, ons nie op die skerm iewers tyd gewees. So ons het nooit geweet hoe baie tyd is daaroor en ons wou nie gemaklik raak, veral met gym. Laas jaar het hulle mos teen Moria ook so op die noodstukke vinnig ingekom. Ja. Of inkom haal. Maar so ek het toe besef ons so 'n bietjie die skoor begin 'n bietjie wegtrek. Hulle gaan nie sommer ons verbyvat nie, maar toe is al laaste 3 druk toe weet ek. Toe weet julle dit is ja, so. Ja, dit is nou verby. Ek dink julle sal sommer weer terugkom. Ja. Voor ons 'n bietjie in die detail van die wedstryd nog ingaan, maar julle het 'n baie groot skare gehad wat opgedaag het vir julle span. I mean ons het hulle die heeltyd gehoor skree en hulle was so opgewonde saam met julle. Wat se energie het daai gebring vir julle om net julle meer te motiveer? Ja, dit was amazing. Ek weet nie of ek iewers in 'n ander onderhoud genoem het nie, maar ons kan amper jouself gehoor het op die veld. As ek daar met my loskakel katerloopser moet praat, dan moet ek en hom omtrent eers na mekaar toe stap en gou die in 'n oorfluister om mekaar net kan hoor. Maar klink my hulle het ook ons skare bietjie stil gemaak iewers. Ek weet nie of hulle te erg geraas het of so nie, maar dit is nogal vreeslik en ons skool het opgedaag. Dit is ook die naweek visfees ook gewees. Ja. En ek was geskok toe daar so baie mense was. O ja, ek moet sê dit was om van bo af nou te kyk en so en hoe die mense vir julle cheer en so kan mense net sien hoe dit half vir julle ook woemag gee elke keer en hoe hulle net meer en meer die opwinding vir die wedstryd gebou het. Ja, maar baie gehelp. Ja. Met halftyd was ons dit was regtig soos julle het vir hulle soos nie laat skoor, maar hulle het 'n punt gekry, dan kry hulle 'n punt, dan kry hulle. En dis dit halftyd so nou albei 17. Sou jy sê met halftyd het julle soos julle strategie verander of hoe daai want daarna kom julle terug en julle soos ons gaan hierdie wen? Ja, ek sou sê ons het maar redelik dieselfde gebly. Ons fokuspunt was maar 'n bietjie om in die lug te kom, daardie hoë balle op te stuur, want ons het 'n baie goeie kick chase lyn. Ja. En dan sit ons maar die druk daarop en toe fokus ons maar net die tweede helfte bietjie meer daarop om bietjie hulle 10 en hulle loskakel en hulle fullback bietjie onder druk te sit. En maar ek dink ons fiksheid het vir ons baie gehelp. Ons span is baie fiks en toe gaan
kapitaliseer ons maar net daarvan. Ja. 'n Mens, ek moet sê van iemand wat nou kon gekyk het, kon 'n mens duidelik sien in julle spel, as ek nou die Engelse woord kan sit, julle consistency. Daar was nie een oomblik wat 'n mens nou kon sien en sê, o nee, jy's nou begin julle moeg raak of nou raak dit lank of so nie. Julle het regtig die hele wedstryd consistent gebly en ek dink dit het julle ook baie goed gehelp aan die einde. Ja, ons is goed afgerig, regtig, baie goed afgerig, maar definitief. Coach Bakkie is ons hoofafrigter, hy druk vir ons veral met ons defenselyne. Ons gaan haal hulle heeltyd voordat hulle oor die voordeellyn kom. Ja. En dit het vir ons baie gehelp. Ja. Hy hamer ons ook elke oefening daarop en Sy het so al die oefeninge en al die sweet en trane het dit is regtig, was die moeite werd geweest. Ja. En vir jouself, vertel vir my toe daai eindvletjie blaas en die skare hardloop so op die veld op. Wat sal jy sê is jou eerste gedagtes wat jy gehad het? Hoe het jy gevoel? Dit was, kom ek dink bietjie, wat kan ek nou sê? Ek was beslis bly geweest. Ek het eintlik bietjie gehoop vir 'n naby wedstryd. Ek was flippend bly geweest. Maar dit was net 'n goeie wedstryd geweest. Ek was baie trots op my ouens geweest. Ek kon nie glo ons het so goed gedoen nie. Maar daar was eintlik daar was so baie gedagtes wat deur my kop gehardloop het, maar Ek dink definitief dalk een verligting. Ja. Soos dis nou klaar, dis verby, julle het gewen. Ja, nee, ek moes iewers het ek so aan die einde bietjie weggestap om dankie te sê vir die Here en so, veral met die beserings. Ek het elke jaar soos van graad 8 af tot 10, elke jaar aan speel ek skaars rappie oor my beserings en laas jaar het ek nou eers begin. Ja. So ek was baie dankbaar dat jy sê ek maar net eers dankie en toe gaan groet ons maar vir almal en Ja, dis dit nou die oorhandiging en ja, dit moes ons gou deur die onderhoude en die trofee lig, dit was flippe lekker. Allee, dit is ag, dit is goed. Ja. En vir julle as 'n span, hoe het julle nou al die wen gevier? Ons gaan nog seker, ons gaan nog 'n definitiewe afsluiting hou. Wat besluit dan gaan ons vir ons rappiespan, ek weet nie of die skool vir ons iets gaan reël of so nie, maar ons rappiespan is al op ons eie, ons gaan definitief iewers ietsie doen. En ja, ons het gister, Saterdagmiddag, het ons almal maar bietjie op ons eie gegaan. Ons het sommige ouens het saam gekuier en so. Maar ons het nie so 'n groot feesviering gehad, Ja, julle moet nou eers bietjie fokus op die eksamen. Ja, beslis. Daar is ook nie ruskans vir julle nie. Ja, definitief. Ja. En dan net gou vir julle as 'n span, wat sal jy sê wil julle as soos 'n nalatenskap hê vir die volgende spanne wat gaan kom? Ek weet daar's nou baie van julle wat gaan klaarmaak en nou nie weer vir Windhoek Affies gaan speel nie, maar wat sal jy sê wil jy los vir die spanne wat gaan kom? Ek sal beslis los dat ons span moet weer, ons moet maar net bly soos wat ons verhouding is baie goed. Ons vertrou op die veld. Dit is iets wat ek regtig agterlos, dat ons manne weer vir mekaar vertrou soos hierdie jaar. Dat jy die man langs jou kan vertrou, want dit het vir ons tonne gehelp as ons dit gedoen het. Maar ons het 'n baie goeie stelsel in plek. Ons maar net so bly. Ons broederskap hou en so, Ja. Julle is 'n baie hegte span, kan mense pas agterkom, En vir jouself, jy's nou klaar. Jy's nou klaar met Windhoek Afrikaanse Privaat Skool se rugby. Jy gaan hopelik nog die try as 'n remembrance drama nou nie weer op die veld nie. Hoe voel dit? Hoe as jy nou terug gaan kyk op jou loopbaan vir Windhoek Affies, wat is jou woorde daarvoor? Ons kom ek sal van graad 1 af in Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. So is nou al 12 jaar wat ons basies vir hierdie oomblik wag. En hierdie was 'n hoogtepunt geweest verseker. Teenoor laas jaar, ons moes nou laas jaar in die A-liga semis al verloor teen die Tuine. En dan kom ons nou hierdie jaar so terug nogal met 'n bang. So ek's baie bly en dit was 'n groot voorreg om 'n affie leerling te wees. Ja. Ek dink dit is iets baie spesiaal om so jou hele skoolloopbaan in een skool te wees en dan dit nou so te eindig. Dit is fantasties. Ja, op 'n hoë noot geëindig. Ja. Maar baie dankie Melan dat jy weer saam ons gekuier het en weer eens baie geluk met daai goeie wedstryd en daai goeie spel. Dit was nogals iets om te kyk. Baie dankie. En baie sterkte vir jou volgende jaar. Ek hoop jy kom in Stellenbosch in en dan vat jy so 'n bietjie raak verder. Dis 'n groot voorreg. Dankie. Dis hy.
Blitsfoekers kykers bly ingeskakel want net hierna gaan ons bietjie kyk na die hoogtepunte van die wedstryd tussen Windhoek Afrikaanse Privaat Skool en Windhoek Gimnasium in die finale van die Momentum NSSR Liga. Die hoogtepunt van die 2026 Momentum NSSI MyZone onder 19 Superliga. Die twee spanne wat bo aan die puntelys geëindig het en ook hulle semifinale gewen het. King Prize, Windhoek Gimnasium teen Otto House, Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Een van die helde van die dag vir Windhoek Afrikaanse Privaat Skool was hulle skrimskakel en kaptein Malan Esterhuizen met die eerste 3. So na 10 minute se spel loskakel, Carter Loubser voor die palle, slag met die doelskop. 7 punte teenoor 0. En dan Farenzel Kloete, die loskakel van Windhoek Gimnasium, ook op die kwartlyn voor die palle, slag met sy eerste poging. 7 punte teenoor 3 waarmee WAP dan voorloop. Aksiebeleide wedstryd gewees. Hierso Evan Dreyer, die skramskakel van Gimnasium uit. Die heel agter waar aan die lyn kom, Emmanuel Jimmy. Dan die regterveld Kyle van Wyk toe. En WAP wat hulle verdediging moes ken daarso. Fourie Steyn wat die bal versprei daarso. Hierso Gert Pretorius die vaskopstit. En hier was dit dan Eduardo dan die agstman van Windhoek Afrikaanse Privaat Skool, maar die vletjie het geblaas. Daai was nie 'n 3 wat toegeken was nie. Alles al het pad teruggeroep daar na die ander kantste kwartlyn toe. Evan Dreyer wat die bal hier versprei deur die hande en Fourie Steyn die senter met genoeg krag en momentum om daar so 'n 3 te gaan druk vir Windhoek Gimnasium. Hulle eerste 3 van die dag. En Farenzel Kloete met sy eerste poging netjies tussen die pale deurgestuur. 10 punte teenoor 7 waarmee Windhoek Gimnasium in daai stadium voorgeloop het. Pies wat beheer begin kry het oor die wedstryd, oor die 40 punte aangeteken het. Hierso is 'n teenaanval nadat Affies die bal op hulle eie doellyn afgeneem het, was dit 'n weghol 3 gewees vir die linkerveld Sergio Steenkamp naby aan die palle en die 50-tal word op die telbord geplaas met die doelskop deur Carter Loubser. 50 punte teenoor 24, dit dan die eindtelling. Windhoek Afrikaanse Privaat Skool wat weer die glorie beleef soos in 2018 en 2019, hulle laaste jare wat hulle die finaal kon gewen het. Ja, so Malan Esterhuizen wat aangewys is as speler van die wedstryd en die beste voorspeler, die was ook van Windhoek Affies, Dian Delport. So kom ons tot die einde van nog 'n Blitsfokus episode. Kykers, ek hoop julle het dit saam met ons geniet. En ek hoop ook julle het hierdie Momentum NSSR Liga seisoen saam met ons geniet, want dit was die einde daarvan. Dit het geëindig op 'n hoogtepunt vir Windhoek Afrikaanse Privaat Skool en hulle Superliga span. Doen jouself 'n guns en gaan kyk op oneup2.com, of althans gaan herkyk die episode op oneup2.com. Tot volgende keer. Totsiens.